Ons hoor dikwels dat mense sê, wat ek glo is my eie private saak. Niemand hoef te weet wat ek glo nie. Nou dit mag dalk waar wees van ander gelowe, maar so 'n private of geheime geloof is beslis nie die geloof waartoe Jesus Christus ons roep nie. Nee, hy roep ons tot 'n geloof wat in woorde en in dade sigbaar word vir die wêreld. Jesus sê in Lukas 12 vers 8 tot 9, en ek sê vir julle, elkeen wat my voor die mense sal bely, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God, maar hy wat my verloon voor die mense sal verloon word voor die engele van God. Oor die geloof sê Romeine 10 verder vir ons, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Geloof is dus nie net 'n saak van die hart nie, dis nie net 'n interne, innerlike, private saak nie, dit is ook iets wat jy na buite toe bely met jou mond. Geloof moet ook duidelik word in jou woorde, maar dit word ook duidelik in die manier waarop jy lewe. Die vrugte van die Heilige Gees, die kenmerke van 'n gelowige se lewe, sê Galasiërs 5 vir ons, is alles dinge wat ander mense van buite af in jou lewe kan sien. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Geloof, sê Jesus in Matteus 5 vers 15 tot 16, is baie soos 'n lamp wat 'n mens opsteek. Jy steek tog nie 'n lamp op en steek dit dan onder 'n emmer weg nie. Nee, jy sit dit op 'n lampstander, jy sit dit iewers op die tafel, sodat dit lig kan maak vir almal in die huis. Geloof is op dieselfde manier nie iets wat 'n mens wegsteek of privaat hou nie, dit is iets wat na buite toe moet skyn. Die Here gee geloof in die eerste plek aan ons, sodat sy naam daardeur verheerlik kan word. Daarom sê Jesus in hierdie gedeelte ook, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Dink dis baie mooi voordat jy weer sê dat geloof jou eie private saak is. Geloof het alles te doen met God wat jou roep tot die geloof, sodat jy dit voor mense kan uitleef en sy naam daardeur verheerlik kan word. Bid dan tot God, dat hy jou deur sy Gees die moed en die oortuiging van jou geloof sal gee, dat jy nie skaam of bang sal wees om dit openlik te bely en uit te leef nie.